wyse maagd, dwaase maagd. Dit wat ek nou nodig het is alright, maar ek vat nie nou vir dit wat ek dink ek nie môre nodig het nie. Wysheid is om daai ekstra tyd te vat vir iets wat ek nie noodwendig nou nodig het nie. Ek kan na God gaan met dit wat ek nou nodig het. Ek kan na God gaan oor situasies. Ek kan na God gaan oor dit wat ek nou tyd het en alles is reg. Niks is verkeerd nie. Jy doen dit goed. Jy doen dit goed. Maar die wysheid is verby iemand wat net goed doen. Wat net die goeie doen. Die wysheid vir die ekstra olie is die een wat verby dit gaan van dit wat goed is om nou te doen. Om daai ekstra tydjie met God. Daai ekstra oomblik in die woord. Daai ekstra oomblik van stil wees. Daai ekstra oomblik wat eintlik my normale denke sal sê, daar is eintlik nie noodwendig nou daarvoor tyd nie, en dis nie noodwendig nou nodig nie. En ek sal dit nie noodwendig sê fisies nie, maar dit is hoe my stelsel geraad is. Nee, dit kan nie meer nie. Gaan nie meer nie. Vir die toekoms in Jesus naam. Amen. Ekstra olie, Galasiërs 6, 9 en 10. Laat ons nie moeg word. Kom ons sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar meeste aan die huisgenote van die geloof. Meeste aan die huisgenote van die geloof. Maar daardie ou het dit nie nodig nie, daardie het nie nodig nie. Sisteme hardloop mooi daar so by die gemeente. Ja, hulle het 'n klomp jong mense wat die dinge sal kan doen. Wat se mooi dinge het jy gedoen vir jou boetie en sussie in hierdie jaar? Hoe het jy goed gedoen? Ek praat nie van goedjies gedoen nie. Hoe het jy iets kwaliteit gegee? Kwaliteit tyd, kwaliteit gebed, kwaliteit ondersteuning, selfs fisiese ondersteuning. Wat se goeie kwaliteit dinge het jy gedoen vir die huisgenote van God, volgens hierdie skrif? Of hoeveel keer het ek net die woorde gebruik, ek is te moeg, ek is te moeg. My broer, my sussie, ons kan moeg word, maar ek sê weer eens, dis dan wanneer ek moeg word, wat doen ek? Wat gaan gebeur wanneer ek moeg is, hang af van wat ek ook voor die tyd gedoen het, voordat ek moeg geword het, voordat die 10 maagde moeg geword het en aan die slaap geraak het. Wat het hulle voor die tyd gedoen? Dis waar ek dwaas was, of wys was. Dit wat gaan gebeur, wanneer ek moeg is, ek weet nie van julle nie, net so 1 keer uit 100, wanneer ek moeg raak, dan raak jy geïrriteerd. Ek weet nie, of jy kan geïrriteerd raak, of iemand kan sê, party mense, los my net bietjie uit, jy weet, gee my net 'n oomblik, jy weet, en 'n oomblik is alright, maar, dis asof die ou vleesie, verkeerde vlees, 'n bietjie wil opstaan, wanneer ek nou regtig moeg is. Dan vat ons hom sommer so, ek is nou moeg vir dit, of ek is nou moeg vir dat. Pas op, as ons moeg is, waar ons denke heen vat. As hy sê, dat ons nie moeg word om goed te doen nie. Kyk nou mooi na daai sin. Hy het nie gesê, jy mag nie moeg word nie. Maar moenie moeg word om goed te doen nie. Hallo. Ons kan partykeer moeg wees. Maar dit is ongelukkig nie 'n verskoning dat ek te moeg gaan wees om die goeie te doen, om die wil van God te doen, om dit wat God van my vra nie. Hallo? Want wanneer ek dit doen, God sal dit wat ek saai in die goeie, dit sal ek maai. Ek sal die goeie maai. Ek sal die goeie maai. Is ons met mekaar. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. As ons nie verslap nie. So daai verslap het te doen met wees getrou. So ekstra olie,
van die Heilige Gees wat jou die krag gee, wat jou die vermoë gee, wat vir jou die ondersteuning gee, die gawes van die Heilige Gees wat jou help dat jy skielik net weet, die gawe van die Heilige Gees soos die gawe van kennis, dat jy ewe skielik net kennis het oor wat om te doen, die gawe van wysheid dat jy net skielik weet hoe om die dinge prakties te hanteer, die gawe van profesie dat jy net kan sien dit wat voor lê. Kom ons stop daar, kom ons kan nog 'n uur aangaan. Maar gaan kyk na die 50, meer as 50 goed dinge hoe die Heilige Gees daar wil wees vir jou. Daar wil wees vir jou. Jy gaan nie net outomaties in liefde wandel nie, maar laat die Heilige Gees toe om in jou te werk. Vra dit. Heilige Gees kom werk in my lewe. Laat dit sommer deel wees van elke sin. Dis 'n geuite woord, gaan die vyand sê, gaan jou vlees sê. Nee. Jy sit daai saad in die grond. Heilige Gees kom werk in my. Heilige Gees verander my. Heilige Gees kom doen 'n werk in my lewe. Laat dit wees soos om te bid vir jou kos. Ja, bid vir die kos kan 'n tradisie wees, maar die skrif sê van daai kos wat dalk aan afgode of aan halal of dit wat dan toegewy is. Alles is geseënd deur God. Dat dit uit sy hand na jou toe kom, wanneer jy dit met gebed en danksegging ontvang. So wat doen jy? Jy eer God dat hierdie uit sy hand kom, en dat jy niks vat vanuit wat uit die hand van gemors uitkom nie. Hallo? Gaan kyk net weer na dinge. Maar as die ou vyand vir jou wil sê, dit is nou net 'n ritueel, hou nie op met dit nie, maar kry jou hart reg in dit wat jy doen. Dat jou hart reg is in dit wat jy bid. In dit wat jy vra. Amen. Alright, ons gaan vir die volgende een. My siel is stil tot God, van hom is my heil. Ou vertaling, heil is verlossing. My siel is stil tot God, van hom is my verlossing. My broer, my sis, dis wanneer ek kan stil word voor God, wat die krag sal kom. Ons gaan nou praat oor Jesaja, ja, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek sê dit sommer nou so hier. Maar as ek stil kan word voor God, dan weet ek hoe om krag te ontvang in die hemel. Jy kan krag ontvang vanuit baie plekke. Baie plekke. Kan jy krag ontvang. Wat vir jou krag sal gee, om 'n klomp dinge te doen. En nie net krag om die verkeerde goed te doen nie, maar krag om 'n goeie ding te doen, maar dit is nie wat God van jou vra nie. En dan kan ek moeg word, want ek doen hierdie dinge, ek sê ek doen dit vir die Here, maar dit is nie sy wil nie. Dis nie sy wil nie. Dit is nie sy wil nie, want ek het nie gevra dat die Heilige Gees my lei nie, want ek is nie vervul met die Gees nie, en die leiding van die Gees is nie daar nie. Ek is opreg dalk, en jy is opreg, wat jy God wil eer vir volgende jaar, en dit wat jy doen, Here, volgende jaar, wat ek doen, wil ek vir u doen. Ja, jy begin het spreek daardie woord, wat ek vir u gaan doen, gaan effektief wees, wat ek vir u gaan doen, dit gaan u ere bring. Maar Here, ek wil dit nie sonder u doen nie. Ek wil nie sonder u doen nie. Ja, dit wat ek vir julle beloof het, dit gee ek vir julle, sê God. En Moses sê, nee, dankie Here, dankie, maar nee, dankie. Dit wat u vir ons wil gee, dankie, maar nee, dankie. As u nie saam gaan nie, wil ons dit nie hê nie. Al die seëninge, al die deurbrake, wat God vir jou wil gee, vir volgende jaar, dat jy sal sê, Here, as u nie saam in dit ingaan nie, wil ek dit nie hê nie. Maar wys my hoe om saam met u te gaan. Wys my hoe om u teenwoordigheid, hoe om te wees in u teenwoordigheid en hoe om op te tree. Wat is die protokol in u teenwoordigheid? Dat ek u teenwoordigheid met respek en waardering hanteer. Amen. Dis tipe van sinne wat jy neerskryf, wat jy onthou om te bid. Asseblief, asseblief. Ja, my siel is stil tot God, klaar. Ja, dit is hoe dit gaan wees. My siel gaan eers stil bly, ek gaan sy agenda hoor. Ek gaan eers stil bly vanuit respek. Gebed is nie net, hier kom ek en ek sit die kaart in en verwag 'n antwoord nie. Maar hoe bid ek, dat ek myself kry op 'n plek om stil te wees? Want vanuit daai plek sal daar krag opstaan, sal die vermoë van God in my wakker word. Vanuit stil word voor God, sal die vermoë van God in jou wakker word. Want,
By hom is my verlossing. By hom is ek verlos van hierdie angs of hierdie stres of hierdie situasies of hierdie uitdagings wat ek van uitdaging tot uitdaging tot uitdaging gaan, waar ek maar net aangaan met wat ook al die werk is. Moenie jou werk los nie, maar begin God loof, begin God soek net vir wie hy is, en in sy teenwoordigheid sal hy sy hart deel. Hierdie Desember gaan sit by die Here, gaan word stil, en jy sal verlossing sien van dit wat verkeerd is in jou lewe. Verlossing van baie smart idees, verlossing van baie nice dinge wat jy doen in jou werk, en jou besigheid, en jou praktyk, en dit wat jy doen. Maar jy weet nie eers jy moet verlos word van daai goed. Want jy dink alles is reg. Jy gaan nie weet dat dit nie God se wil is nie, as jy nie stil word voor God nie. Stil word. Bly net bietjie stil. Sê vir jou buurman, bly net bietjie stil. Moet nou nie met 'n smaal dit vir jou vrou gesê nie. Oh. Halleluja. Volgende een. Daar sê, hier gaan ons aan. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Almal wat moeg is, vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart. Julle sal rus vind. Julle sal dit vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Die Here sê nie eerstens, bekeer julle van die sonde, dat julle moeg is nie. En dit wat ek en jy doen, kan ons moeg word. Maar wat jy dan doen, Die eerste een het ons gesê, ten spyte van, moenie moeg word om God se wil te doen nie. Al is jy fisies moeg, laat dit nie 'n verskoning wees om God se wil nie te doen nie. Die tweede een het ons gesê, dat jy moet kan stil word voor God. Stil word, en jy sal verlossing sien. Jy gaan nie produk van omstandighede wees nie. Volgende jaar, jy gaan nie produk van die uitdagings wees nie. Jy gaan nie produk wees van finansiële uitdagings, verhoudingsuitdagings. Jy gaan nie die produk van dit wees nie. Jy sal die verlossing sien, as jy weet hoe om stil te word voor God. En hierdie derde punt. God sê, kom. Wanneer jy vermoeid is, wanneer jy belas is, bekeer jou. Wanneer jy vermoeid is, wanneer jy belas is, wanneer jy moeg is, kom sit by my. Kom sit by my. En dan is dit nie die hoeveelheid werk wat ek doen nie, maar dit is dat ek nie by hom gaan sit nie, dat ek nie voor hom stil word nie. Hallo? Want dan sal ek hoor hoe ek dit moet doen, op watter manier ek dit moet doen, of ek dit moet los, of moet ek 'n ander pad gaan, moet ek 'n ander werk kry, maar terwyl jy nog nie 'n ander werk het nie, doen jy alles asof vir die Here. En God sal jou ondersteun, God sal vir jou die krag gee. Amen, is julle met my? Neem my juk op julle, leer van my. Neem die verantwoordelikheid op wat ek vir jou het. Wanneer jy moeg is, gaan jy nie jou verantwoordelikheid kan neerlê nie. Daar's 'n verantwoordelikheid wat ek jou gee, sê die Here. Daar's 'n juk, daar's 'n las wat jy sal dra. Maar dit is veronderstel om Godsin te wees. Partykeer as ons moeg is, dan wil ons dit neersit. Maar hoeveel van dit wat jy dra, was eintlik van die Here af? Jy het nie die reg om die juk en die las neer te lê. Tensy jy weet, dit is nie van God af nie. Maar om dit te weet, kom sit by die Here, leer by hom. Leer, wat is 'n juk van God, wat is nie 'n juk van God nie. Wat is 'n juk van goeie dinge, wat is 'n juk van God se dinge. Amen. Asseblief my broer, ek pleit by jou om by God te gaan sit en te gaan vra, Heilige Gees, wys my, Jesus, wys my, wat van wat ek dra, moet ek neergooi
en dat dit stukkend gebreek word. Wat van wat ek dra, is tot u eer, en waar ek u moet eer gee, ten spyte van omstandighede. Jy voel die omstandighede moet verander, dan gaan die juk verander. Dalk is dit dat die omstandighede nie gaan verander nie, maar God het 'n juk vir jou, van hoe om hom te loof, ten spyte van jou omstandighede, en God gaan vir jou verlossing gee. God gaan vir jou verlossing gee. Die vrede bo alles. 'n vrede wat jou verstand te bowe gaan. Nie dat dit wat jy met jou verstand sien, dat die dinge in plek moet kom en dan het jy vrede nie. Ek verstaan nou hoe die dinge werk. Iemand al of net ek? Okay, nee, ek het vrede. Ek verstaan hoe die dinge nou werk. Ek verstaan wat jou bedoeling was in hierdie verhouding. Ek verstaan hoekom hierdie goed nie uitwerk nie. Ek verstaan hoekom dit reg is en dit verkeerd is, hoekom hierdie ding uitwerk en hierdie dinge nie uitwerk nie. Nie een van julle het so gedink al nie. En asof jy dan, ja. Maar hoe is daar 'n ja? As ek niks verstaan nie. As die dinge nie uitwerk nie, as die omstandighede nie lekker is nie, as jy daai persoon nie verstaan nie, hoe gaan jy 'n vrede bo alle omstandighede hê? Die Here gaan ons help. Amen. Maar daarvoor, kom na my toe, sê die Here. Jy wat vermoeid en belas is met die dinge wat in jou gemoed is, wat jy dra. Daar's 'n vermoeiing. Ek kan myself moeg maak in my denke. Ek kan myself moeg maak in my hart, my moed, my sis. Maar dan bring jy jou hart voor God en jy leer van hom. Jy leer van hom. En dis waarvoor God jou roep. Want hy roep jou nie sodat hy alles vir jou kan verduidelik nie. Hy roep vir jou sodat jy kan met 'n las loop en werk wat lig is en 'n juk wat sag is. Hy roep jou nie om alles te verstaan nie. Hy sal seker maak dat jy nie alles verstaan nie, sodat jy afhanklik van hom bly. En die duiwel wil hê jy moet alles verstaan. Of dink jy verstaan alles, want dan kan jy dalk jou eie ding doen. Dan is die versoeking vir jou eie ding baie makliker. Klink 'n bietjie friekie, maar daar is sekere goed, ja, wat God vir jou wil insig gee, volgens sy woord. Dat die woord in jou ontplof, want die woord gaan jou vrymaak, hy gaan vir jou verlossing gee as jy wag. As jy stil is, gaan die woord praat. Maar die woord gaan nie praat as daar te veel ander goed praat nie. Maar as ek sê, I will not honor all these other voices. Ek gaan stil word voor God, dan gaan die woord praat. En die woord is die waarheid gaan verlossing bring. Dis daai Psalm 62. Het julle hom? Het ons net nou gesê. Neem my juk op julle en leer van my. So daar's nie 'n juk opneem as jy nie leer nie. Jy kan nie net vandag sê ek gaan Jesus se juk opneem nie. Dis die beginselbesluit. Dis die beginselbesluit wat jy vandag maak om sy juk op jou te neem. Maar is onmoontlik om dit op te neem as jy nie van hom leer nie. Hoe jy dit opneem is wanneer jy van hom leer. Leer van my. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart. As julle dan van my leer en my hart sien, dat ek sagmoedig en nederig van hart is. Ek wil nie oor julle iets forceer nie. Ek wil julle nie forceer in die situasie in nie. Ek wil julle nie forceer in die situasie nie. Ek wil hê julle moet na my toe kom. My hart sien en dat ons saam dit doen. Maar julle sal rus vind. Julle sal rus vind. So baie keer as daar nie rus is nie. En weer eens sê ek, dit praat nie net van fisies rus nie. Veral rus in die hart, rus in die gemoed. Want ek sit nie by die een wat sagmoedig en nederig van hart is nie. Ek gee hom 'n ander naam. Ek sit hom in 'n ander boks. Haal die God in jou gemoed uit die boks uit. Die perspektief van God. Haal hom uit die boks uit gaan sê, Here, wie is u regtig? Wie is u regtig? Ek vat in geloof u sagmoedig en nederig van hart. Dit beteken ek was bereid om enigiets te doen wat Vader van my vra. Al is dit, Here, nie my wil nie, u wil.
Laat dit van my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hallo? Maar God so, en die mooiheid wat tussen Jesus en Vader is, en die mooiheid en die skoonheid, die pragtig, ek wil 'n gewone woord noem, soos die pragtige verhouding, soos wat iemand sal sê, tussen Jesus en die Vader, waar Jesus sagmoedig en nederig van hart, waar het dit gewys? Alles wat die Vader sê, alles wat die Vader hy sien doen, net dit het Jesus gedoen. Want hy was nederig en sagmoedig van hart. So kom sit, soos wat ek aan die Vader onderwerp het, en net wat hy gesê het, dit gedoen het. Kom sit by my, en net dit wat ek sê, net dit wat ek doen, net my perspektief, doen net dit, en julle sal rus vir julle siele vind, en die juk sal sag wees, die las sal lig wees. Ek weet nie van julle, ek is nog nie daar nie, maar in Jesus naam, ons het die Here nodig. Hallo? In die wêreld wat alles gaan geskit word, die hemel en die aarde geskit gaan word, en alles meer deur mekaar gaan word, is dit onmoontlik om God te volg, onmoontlik om sy leiding te hê, onmoontlik om 'n juk en 'n las te hê, wat sag en lig is, as ek nie gaan sit by die Here nie, as ek nie gaan sit om te leer. Seën jou, en kom ons bid dit vir die kerk van die Here Jesus, in al die nasies, amen, dat hulle sal gaan sit in hierdie seisoen, en sê, Here, dis rof hier in Oekraïne, dis rof hier in Gaza, dis rof hier, dis rof daar, dis rof met miljoene wat sterf van hongersnood, dis rof met, ja, maar mag die Here ons help, want daar is 'n juk en 'n las, wat die wêreld in die nasies moet sien, wat lig en wat sag is. Great, next one, kom ons gaan. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat. Die jonges selfs ook. Emil, jy is nie meer jonk nie. Jonk van gees, daar sê papi. Jonges word moeg en mat. Jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Nuwe krag sodat hulle wat nie sal struikel nie. Krag om nie te struikel nie. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hy praat nie net van die wat moeg is, mooi ou vertaling, wat moeg en mat. Die wat moeg is, bekeer julleself. Hy wat moeg is, gaan na God, gaan na God. Die wat op die Here wag, dis wat ons net nou ook gesê het, ek sal stil word voor God. En in hierdie wag, my broer, my sis, dit een faset van die 100 fasette van wag, is wees stil. Bly net gewoon stil. En sê vir daai stemme in jou hart, bly stil. En daai stemme in jou kop, bly stil. Daai goed wat jy dink, en dan kom daai stemme dink, as jy sit, en die gedagtes kom, en die gevoel kom, en jy weet daai gevoel, en daai gedagte is nie God nie, dan sê jy vir daai ding, bly stil. Bly stil, in Jesus naam. Stil in Jesus naam. En jy vee die tafel skoon eintlik. Jy vee die tafel skoon. Hier onder by die tafel, daar was die kokkerot, en toe jy hom nou mooi kyk, hier klim die ding hier uit. Jy het nie eens geweet, hy is hier onder die tafel. Hallo. Jy het nie eens geweet, hierdie kokkerot gedagtes was in jou hart nie. Was in jou gemoed nie. Hallo. Maar raak stil. Nou die kokkerot dink hy is nou, dis veilig om nou uit te kom. Hallo. En deel met die kokkerot. Sê vir jou buurman, deel met die kokkerot. Asseblief, my broer, my sis, maar dit is dan word stil, en dit is deel van wag. Wanneer ek wag, dan kom ek agter, nee, hierdie ding moet, daai ding moet, hierdie ding, daai weg, en dan kom 'n vrede, daar kom 'n perspektief. Iemand wat hardloop in die ding in, en hulle is daar so in daai torentjie, en die vliegtuie moet land, maar daar's 'n krisis, want hier is 'n vliegtuig opgedag, en hy is nie in die baan waar hy moet wees nie. En die supervisor sê, wag, wat sê hy? Jy gaan 'n verkeerde besluit maak. Moenie daai denke net volg nie, kom ons kyk,
kom ons kom tot verhaal, kom ons kry die regte perspektief, kom ons kry die regte denke, sodat dit nie een groot gemors is nie. So baie van daai wag is om net terug te staan en te dink, wat sal die regte besluit wees? Dis nie net word stil dat daar niks is, soos die ouens in daai rooi rok, oranje rokke, wat is hulle nou weer? Daar in die ooste, wat 30 jaar sit en stil bly. Ja, monnike. Ja. Daai goed. Daai mense. Is julle met my? Ag, is enig iemand hier? Hallo? Goed, so, asseblief, ons het 'n lang reeks gedoen oor wag. En ek sê, wanneer jy die woord vat en jy lees hom, wag terwyl jy lees. Wag vir die openbaring. Wag vir die openbaring. Habakuk 2. Jy staan op die wagtoring om te sien wat hy sê. Hy sê, jy lees en hy sê en hy sê en hy sê en hy sê baie dinge en hy sê baie dinge en die woord sê baie dinge en hy sê, maar jy sal op jou wagtoring staan. Wagtoring, hallo, wagtoring. Jy sal op jou wagtoring staan totdat jy sien wat hy sê, totdat jy alles verstaan, nee, maar totdat dit in jou ontplof die woord. Dis deel van wag. Maar kom, ek gaan nie nou te lank hier in nie, want ons dan het 'n ekstra uur, maar asseblief my broer, my sis, gaan vra Heilige Gees, hoe moet ek wag? Wat beteken dit om te wag? Wag beteken as 'n gesindheid van ek kan dit nie uit myself doen nie. Ek moet afhanklik van God wees. Ek het sy leiding nodig. Wag het te doen met 'n gesindheid wat in my gewek word. Dan word wag 'n lewenstyl. 'n Lewenstyl van afhanklikheid. 'n Lewenstyl van ek wil nie sonder God dit doen nie. Klaar. Ek wag nie net vir 'n antwoord nie. Ek wag op die Here. 190 skrifte van ek wag op die Here. Baie min wat sê ek wag op 'n antwoord. Ongelukkig in die verlede, nooit in die toekoms meer nie. Wag ons te veel net vir 'n antwoord in gebed of ons wag dat ons weet wat moet ons doen. Wag op die Here. Almal sê wag op die Here. Hy sê kom na my toe. Kom na my toe. En as jy na my toe gekom het, dan wil ek jou leer. Dis nie net God wil jou leer nie. Hy wil hê jy moet eers na hom toe kom en by hom sit, sien sy hart en dan leer van hom. Amen. Ek gee die vermoeide krag. Jongens, moeg en mat, die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop word nie moeg nie. Hardloop word nie moeg nie. Dit is daai supernatural, daai bonatuurlike krag. Maar in dit, julle ken al die verhale van die arend. Julle ken al die verhale van die arend wat met daai oë kan sien en hy kan sien en wat verstaan op 'n manier, hy verstaan, ek weet nie met wat nie, met sy oë en met sy brein of met sy wat, hoe om met die wind te beweeg, hoe gaan die wind vir hom werk, hoe om bo die storm uit te styg, hoe gaan die storm vir hom werk, hoe gaan die wind, die sterk wind vir hom werk. Hallo, sonder die Heilige Gees, gaan soos 'n volstrysval. Nee, wat sê ek? Ek moet my sis verstaan hoe om saam met die Heilige Gees te werk, hoe om te rus op die Heilige Gees, hoe om te sweef op die Heilige Gees. Dat dit nie hierdie gespartel is nie. Ek spring van die kraans, maar is 'n gespartel op die wind van vrees, op die wind van moeilikheid, op die wind van al hierdie ander goedjies. En dan deel ek met die storm. Ek veg die wind. Ek veg die storm. Moenie die storms meer veg nie. Moenie die storm in jou hart veg nie. Hoe gaan jy bo die storm uitstyg en sê, alles loop ten goeie mee vir die wat God liefhet? Hallo, en jy gaan met woord onder leiding van die Gees en jy roep dat die arend bo die storm uitstyg, dat jy bo die storm uitstyg, bo die vrees uitstyg. God het nie meer 'n vrees van geesagtigheid, 'n gees van vreesagtigheid gee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Hallo, ek het nie 'n gees van vrees
van slawerny om weer te vrees nie. Romeine 8, nee, ek het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie. En Johannes 4:18, volmaakte liefde dryf die vrees uit. Kry daai woord, en dit nie net spreek dit soos 'n towerstafie nie, al hoe meer glo dit. Maar soos wat daai een man gesê het, you speak till you believe it, and then you speak it because you believe it. Jy spreek het totdat jy dit glo, al sê jou kop wat ook al. En dan spreek jy dit omdat jy dit glo. Amen. Amen. Laat dit so vir jou werk, laat dit so vir my werk. Maar vir die wat wag, dis die sleutel. Ongelukkig spring ons te veel sonder dat ons gewag het. As jy gewag het, weet jy, hy wag totdat iets in hom verander het, tot daai vere weer uitgegroei, tot die snabel weer reg is. Hy wag dat God 'n werk doen. Kom ons sê, wag vir die werk. Maar dit is nie jou werk wat jy moet doen nie. Wag dat God net 'n werk doen. Wag dat God net eers iets sê. Wag dat God net eers wysheid gee. Wag dat God net eers sê, stop dit, doen dit, moenie dit nie, doen dat. Wag dat God net eers daai operasie doen, wat hy die vrees uithaal en die geloof en die liefde insit deur die Heilige Gees. Wag dat God net eers doen wat hy wil doen en begin net eers van die Heilige Gees sê. Take the release when Holy Spirit give you the release, but not before the time. Ons is met mekaar. Daar sê, is dit die laaste een. Wysheid, dwaasheid. Sluit hom so af. Dis my vraag aan jou, my broer, my sis. Wysheid of dwaasheid gaan die sleutel wees. Dwaas om nie op God te wag nie. Dwaas om nie by hom te gaan sit en te gaan leer by hom, wat sagmoedig en nederig van hart is. Dwaas om 'n arend te wees en die vere het nie eens uitgegroei nie, jou snavel is nie eens 100% in plek nie. En daar spring jy. Want jy sien daaronder is 'n slang wat jy kan eet, of kom ons sê eerder 'n vis. Kom ons, die visarend is 'n mooier ene. Daar's 'n vis wat jy kan eet. Hallo? En jy sien nie geleentheid, maar daai vere. Wat maak daai arend? Die vere is nie uit en die snavel is nie, hy's amper in plek en hy sien hom die vis. Hy sien gaan die vis aan hy rivier. Al die geleenthede gaan hom verby. Meneer Arend, al die geleenthede gaan jou verby. Jy sit op daai kraans totdat Heilige Gees vir jou. Wat is die woord vir release? Die toestemming gee, totdat hy jou seën om te gaan, totdat jy die seën van God het, om te gaan in dit wat reg is. Daai geleenthede, ja, dis van die Here af. Daai visse is nie duiwelse visse nie. Dis nie giftige visse nie. Dis mooi visse. Mooi duidelik sigbaar. Daai geleenthede is duidelik sigbaar wat jy kan hê volgende jaar. Maar jy maak seker jy verstaan hoe om te wag op die Here, want jy's nie 'n dwaas nie. Jy's 'n wyse man, jy's 'n wyse vrou, jy's 'n wyse bouer, jy's 'n wyse maagd. En omdat jy 'n wyse maagd is, sal jy wag totdat God jou die release gee, totdat God jou vrystel, totdat God vir jou sê, dis reg my seun, gaan. Here, kom en help ons asseblief. Ek bid dit vir elke man, vir elke vrou in hierdie plek. Here, ons het U wysheid nodig. Vergewe ons vir elke dwaase besluit in hierdie jaar. Vir elke dwaase woord, vir elke dwaase aksie. Here, ons wil kom en ons vra dat U ons regtig net sal help. En ek vra Heilige Gees dat U elke man en vrou hier help hoe om hulle gedagtes in plek te kry om stil te word. Hoe om in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, die gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Here, help ons om die respek vir U te hê. Dat ons sal stil bly en hoor wat is U hart, wat is U opinie, wat is die manier hoe U dit sien, Here. That I will see what you are saying. Ons kies om afhanklik van U te wees, Here. Sê, Here, help ons as arende hoe om te wag op U oor volgende jaar. Dat ons sê, ek wil volgende jaar nie ingaan met my planne en idees nie. Nee, Here, ek wil dit vanmôre neerlê. En sê asseblief,
Help ons. Open die oë van ons harte. Gee ons insig deur u Gees in u woord. Ons kies dit vanmôre, Here, in Jesus naam. In Jesus naam, laat dit so wees.